Jezus, Jezus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees. Vraag net eers weer stil voor U. Ja, Jesus, dankie dat U die ruiter op die wit perd is wat U mense gaan kom haal. En dit is waar, ons lewe in 'n donker wêreld hier, ons lewe en ons dink aan almal wat in vrees wag vir hierdie week. Al die beloftes van onluste wat mense gebring het en vrees lewe vir lewe en nie weet waarheen nie. Here, dankie dat ons as kinders van die Here anders kan wees as die wêreld. Dat ons nie mense klassifiseer soos die wêreld klassifiseer nie. Maar ons weet ook dat hierdie is 'n komplekse situasie en ons bid vir wysheid in die regering. Ons bid vir goeie besluite, goeie stelsels, sodat hierdie tipe probleme nie so vinnig en so maklik kan gebeur. Maar Here, ons wil bid teen geweld. Ons wil bid teen mense wat ander mense aanval, net omdat hulle anders is. So Here, daarom wil ons om dankie sê dat U steeds die groot koning is, wat steeds in beheer is. Ons hoef nie te wag omdat U eendag in beheer gaan wees nie. U is in beheer. En so ons bid U krag en U mag en U berusting op ons lewens en op die lewens van almal in hierdie land. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan aan in ons reeks in 1 en 2 Timoteus. Dis besonder om te dink dat ons het hierdie groot God wat kwalifikasies kan neersit vir mense. Met ander woorde, God gaan nooit 'n kwalifikasie neersit wat onmoontlik is om te doen. Dit sal 'n gemeene God wees. Dat God sit 'n baie hoë standaard neer vir sy kinders, omdat dit 'n standaard is wat bereik kan word in nederigheid en in krag van die Gees. En so, as ons nou na hierdie dinge kyk, dan moet ons besef een van die grootste leuns wat vertel word in baie kerke deesdae, is dat solank jy gered is, dan kan jy doen net wat jy wil. Solank jy net daai kaartjie vir die hemel het, dan is dit klaar, dan kan jy jou lewe net soos jy wil. En dit gebeur veral in lande waar daar 'n Christelike kultuur is. En wat dan gebeur is dat ons verdeel ons lewens in hierdie dikotomie. Dat aan die een kant het ons hierdie geestelike deel van ons lewe, en die ander het ons hierdie sekulêre deel van ons lewens. So as ek in die kerk is, saam met my vriende, dan tree ek in 'n sekere manier op en ek praat in 'n sekere manier, maar as ek in my normale lewe is, dan lewe ek anders. Dus jy is Sondag in die kerk en jy sing en jy dien as 'n diaken en jy knik jou kop wanneer die pastoor preek, maar Maandag wanneer jy jou besigheid oopmaak, dan bedrieg jy kliënte en jy behandel jou werknemers sleg. Of as ons huwelike doen, ons moet in die kerk trou, maar moet 'n pastoor wees, ons doen die plegtige beloftes aan mekaar en aan God, en dan gaan ons na die onthaal toe waar vuil grappe vertel word en ons te veel drink. Dis hierdie, as ons dink, ons kan altyd hierdie lewens so in balans hou. Ek het al voorheen gesê, ek was as kind toe ek in die kerk groot geword het, was ek baie verstom oor hierdie wonderlike uitvindsels wat die mense gehad het. Een van hulle was vir die mans was 'n das geweest en vir die vrouens was dit 'n hoed. Maar die oomblik as jy daai hoed opsit, dan skielik is jy iemand anders. Dan praat ek anders, ek dink anders, ek skielik vriendelik, en julle week nie eendag geglimlag nie, en nou glimlag ek vir die mense om my. Dieselfde met 'n das, dan sit ek my das en dan skielik word ek heilig. En as ek by die huis kom haal ek dit af, dan is ek weer myself. Dit behoort nie so te wees. Die teken van ware verlossing is 'n veranderde lewe. Nee. Die teken van ware verlossing is 'n veranderende lewe. Om al hoe meer aan die beeld van Christus gelyk te word. Hierdie week in 'n boek van Alistair McGrath, The Spirit of Grace, het ek hierdie gelees, wat hy sê, a major theological principle is conveyed in this moving story. Dis die storie van Saggeus. Ek gaan nou nie die storie weer vertel nie, julle ken die storie.
Salvation is grace, and ethics is gratitude. So die redding was 'n gratis geskenk. Saggeus hoef niks te gedoen het voor die Here nie gekom het en gesê, ek gaan in jou huis kom, ek gaan vir jou genade gee nie. Maar die veranderde lewe was die antwoord gewees. Dit was die dankbaarheid. Having found acceptance with Jesus, Zacchaeus responds by expressing his new status through changed attitudes and actions. We ought to be challenged by this. Surely Zacchaeus should have repented before Jesus accepted him. Yet the narrative is quite clear. Transformation is the consequence, not the preconditional cause of acceptance in the sight of Jesus. Grace comes first and is followed by obedience. Dit is die twee beste dinge wat ek kan doen. Grace comes first. Genade kom eerste, voor ek enigiets gedoen het, voor ek enigiets verander het, kom die Here in sy genade. Maar dan moet dit uitvloei in gehoorsaamheid. Dit bring ons by vandag se kwalifikasie vir ouderlinge, en is verseker 'n doelwit vir alle gelowiges. En dis die feit dat 'n ouderling nie 'n dronkaard moet wees nie. En so jy kan jou Bybel oopmaak na by 1 Timoteus 3. Ons gaan lees van vers 1 tot vers 7. Ek lees en dit sê, die uitspraak is betroubaar. As iemand na 'n ambt as opsiener streef, begeer hy 'n goeie taak. 'n Opsiener moet onberispelik wees, man met net een vrou, beheerst, verstandig, goed gemanierd, gasvry en in staat om onderrig te gee. Hy moet nie 'n dronkaard of veglustig wees nie, maar inskikkelik, vredelievend en nie geldgierig nie. Hy moet met volkome waardigheid sy eie huishouding goed bestuur en sy kinders onderdanig hou. Maar as iemand sy eie huishouding nie behoorlik kan bestuur nie, hoe sal hy na die gemeente van God kan omsien? Hy moet nie 'n pasverkeerde wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel beland word. Boonop moet hy 'n goeie reputasie onder die mense buite die gemeente hê, sodat hy nie in die skande en in die duiwel se stryk beland. So die ene wat ons vandag wil kyk is dat hy moet nie 'n dronkaard wees nie. Nou, een ding wat ek regtig geniet hoe die Heilige Gees hierdie lys saamgestel het, is dat die lys nie begin oor wat ek moet doen nie. Ouderling moet dit doen en dit doen en dit doen en dit doen. Dit begin by die hart van die ouderling. 'n Ouderling is iemand wie sy hart verander is, wat anders dink oor die lewe, wat anders lewe. En dis natuurlik die doel vir alle Christene. En omdat my hart verander het, omdat my gedagtes verander het, dan is daar dade wat begin verander. So nou kom ons by die lys van dade uit. Omdat die Here in my hart gewerk het en my volkome nuut gemaak het, het ek nou die krag om anders te lewe as die res van die wêreld. Ons staan nie, dat klomp mans in 'n ry staan en ons kies die nugterstes van hulle om ouderlinge te word nie. Nee, dit begin lank voor. Dit gaan oor wie jy is voor wat jy doen. En so, die goeie nuus dat as ons gered is, dan begin die Here hierdie werk binne ons. Maar terug nou na hierdie woord. Wat is 'n dronkaard? Dis iemand wat gewoonlik te veel wyn drink. Dis nog interessant dat dit daai gewoonlik te veel wyn drink. Ek het 'n goeie vriend wat een keer in sy jong jare deur slegte keuses en deur slegte vriende het hy daai aand baie dronk geword. En hy het amper sy toekoms daardeur vernietig. Maar die mense was genadig met hom gewees omdat dit 'n een keer ding was waarvoor hy baie berou gehad. So ons praat nie hier van iemand wat eenmal 'n fout gemaak het en dan uitgegooi is vir altyd. Die woord hier praat oor iemand wat die gewoonheid en gereeldheid het om dronk te word. Die Afrikaanse ou vertaling sê hierso, hy moet geen drinker wees nie. Dis nie noodwendig die beste vertaling nie, soos ons gaan sien, want die doel is nie om dat jy glad nie wyn mag drink nie, ons gaan daarby uitkom. Nou, in lyn hiermee het baie mense al vir my gesê, ja, onthou, dit gaan nie net oor alkohol nie, dit gaan oor al die ander dinge wat jy ook drink. Soos 'n ouderling moet nie te veel koffie drink, of te veel tee drink, of te veel kook drink, of sigarette rook nie. Nou, wat waar is dat die meeste van daai dinge is nadelig vir jou gesondheid, maar dis ander tekste in die Bybel wat daaroor praat. En sigarette is skadelik vir jou gesondheid en vir jou aroma. Maar dis nie waarna hierdie vers verwys. Hierdie idee van dronkenskap
gaan oor enigiets wat jou vermoë wegvat om duidelik te kan dink. Enigiets wat jou vermoë wegvat om reg op te tree en reg op te druk. So dit kan dwelms wees, dit kan dagga wees, dit kan wyn wees, dit kan sterk medisyne wees. Wat duidelik is, vir ons uitgespel word in Efesiërs 5:8, waar dit sê, jy moenie deur wyn bedwelm of dronk raak nie, daardeur ontstaan losbandigheid. So wat word geken onder die goed wat dronkaard is? Dis iets wat jou veroorsaak om losbandig te wees. Wat is losbandig? Dis 'n gedrag wat 'n gebrek aan besorgdheid of denke oor die gevolge van 'n aksie toon. Sinnelose dade, roekeloosheid. So as jy te veel drink, te veel tee drink en dit maak jou roekeloos, dan moet jy ook ophou tee drink. Die een belangrike ding van hierdie vers wat ons nie moet mis nie, is dat dit juis dit sê. Jy moet kies wie jou gaan beheer. Jy moet kies wie in die kern van jou wese gaan wees, wat jou keuses gaan bepaal. Gaan dit drank wees of gaan dit die Heilige Gees wees? Want daai twee gaan nie saamlewe nie. Dis 'n baie sterk vers. Ek kies of ek iemand is wat deeltyd deur ander dinge beheer word, of ek gee dit op, sodat ek deur die Heilige Gees beheer kan word. Okay. So terug na ons woord nou, iewers, is die woord, kyk, die Afrikaans 83 vertaling sê hierso dat iemand, 'n dronkaard is iemand wat nie verslaaf moet wees aan baie wyn nie. Wat nie 'n slegte vertaling is nie, maar daar's 'n bietjie probleem met die woord verslaaf. Die probleem is nie die woord self nie, die probleem is wat ons daarmee gemaak het. Ons ontken natuurlik nie dat daar sekere mense is wat makliker val vir die krag van hierdie dinge. Daar sekere mense vir wie dit net baie moeiliker is om nee te sê vir drank. Maar die probleem is dat sielkunde met die woord verslaaf gemaak. Verslaaf het 'n etiket geword wat deel van my identiteit is. Dis iets wat buite my beheer is. Dis iets wat nie my skuld is nie, want dit is net 'n siekte. Alkoholisme is net 'n siekte. Maar is dit net 'n siekte? Ek onthou een keer by een van die Biblical Counseling seminare waar ek was, toe Heath Lambert, wat op 'n tyd die hoof van die Biblical Counseling in Amerika was, het gepraat oor toe hy 'n kind was. Toe hy 'n kind was, hy en sy boetie, as ek reg onthou, het by sy ma gebly en sy ma het te veel gedrink. En dan het sy so aggressief geword dat sy hulle probeer doodmaak. Hy sê hy het nou nog die fiets by sy huis waar die koelskote deur die pype is, so sy ma hulle geskiet het as hulle weggejaag het van die huis. En hy sê in daai tyd toe hy nog klein was, toe het almal vir hom gesê, moenie vir jou ma beskuldig nie. Dis 'n siekte. Sy kan dit nie help. En hy sê so rukkie later, toe raak sy ouma siek met kanker. En hy in sy klein brein sê toe, hierdie is nie dieselfde. Hierdie siekte is nie, hierdie is nie altyd siektes. En om te begin besef dat verslawing aan alkohol is hoofsaaklik 'n sonde. En soos enige ander sonde, as ek weier om iets daaraan te doen, dan sluit dit my uit van die koninkryk van God. Nou, ek wil nie kras klink. Ek het reeds gesê, ek weet vir party mense is dit 'n massiewe stryd. En die kerk moet nooit iemand uitgooi wat besig is met daai stryd. Die kerk moet die mense help wat sukkel en sê ek het hulp nodig. Maar iemand wat sê, dis wie ek is, ek gaan nie verander nie, ek kan nie verander nie, los my uit. Is Korintiërs nogal streng. 1 Korintiërs 6 vers 9. Weet julle nie dat onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerf nie? Laat julle nie mislei nie, geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of manlike prostituie of mans wat met mans intiem verkeer of diewe, geldgieriges, dronkaards, kwaadpraters of rowers sal die koninkryk van God as erfdeel ontvang. Dit sê nie mense wat sukkel met 'n begeerte vir drank sal nie die koninkryk kry. Dis nie wat dit sê nie. Dit sê nie mense wat besig is om die stryd aan te vat, om die mag van drank oor hulle te oorwin, is uit die koninkryk uitgesluit nie. Dis nie wat dit sê nie. Dit sê iemand wat sê ek is 'n dronkaard, los my uit.
het nie deel aan die koninkryk. Iemand wat sê, jy durf niks aan my doen nie, dis wie ek is, dis wie ek gaan wees, sluit nie in die koninkryk. Nou ons moet nie die volgende vers mis nie, want dis die beste nuus ooit vir enige iemand wat met alkohol sukkel. So was sommige van julle. Maar julle het julle laat was, julle is geheilig en julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en die Gees van ons God. Daar was 'n tyd wat dit jou oorheers, maar jy kan kom in die pad stap en dit is 'n geestelike pad, dis 'n fisiese pad, dis 'n chemiese pad, dis 'n komplekse pad. Maar die kern van dit is dat die Here my kan skoon was. Ek onthou John Piper het eendag gesê, ons moet regtig bietjie hierdie idee van verslawing oordink. Hy het nou 'n verslawing aan pornografie verwys, maar dit kan in enigiets toepas. Toe sê hy, as jou vrou, jy staan nie, jy is die verslaafde en jou vrou is hier, en ek sê vir jou, ek haal 'n geweer uit en ek hou dit teen jou vrou se kop. En die oomblik wat jy 'n drankbottel oopmaak, trek ek die snelle. Gaan jy daai bottel oopmaak. En skielik is die gevolge baie duidelik. En dan skielik sê mense, ek moet iets hier aan doen. Beste nuus, jy hoef dit nie te wees nie. Dis nie 'n siekte of 'n verslawing primêr nie, en jy hoef nie van die res van jou lewe daardeur regeer te word nie. Die beste nuus is jy kan genees word. God het nie net die mag om jou te red nie, hy het die mag om jou te verlos en die krag om jou te verander. In die werklikheid wat jy moet besef, in iets soos drankverslawing of om 'n dronkaard te wees, is dat baie keer gaan jy daai oorlog nie self kan wen. Dis verse soos Galasiërs 6 wat sê, broers, as iemand deur een of ander sonde oorval word. Met ander woorde, hierdie sonde het my vas. Ek probeer loskom, maar kan nie. Moet julle wat met die Gees vervul is, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Maar let op jouself dat ook nie jy versoek word. Partykeer dan is jy kind van die Here en jy sukkel met die begeertes vir drank en jy dink ek gaan dit net self opdoen. Ek gaan dit ophou drink en dan môre val jy weer, 'n week later val jy weer. Dan moet jy begin besef, maar hierdie vers is waar oor my. Ek is oorval en ek kan nie self daar uitkom nie. Ek het hulp nodig. Nou waar gaan soek ons hulp? Dis wat interessant as jy na die geskiedenis kyk van alkohol en dwelm rehabilitasiesentrums. Die eerste dwelmbehandelingsentrum het in 1930 begin in Kentucky. Dat hulle dit die American Narcotic Farm genoem. So baie bekende mense het na hierdie American Narcotic Farm toe gedoen. En wat hulle gedoen het, hulle het baie toetse op mense gedoen oor hoe help jy mense uit verslawing uitkom. Nou raai waarmee het hulle die mense betaal omdat hulle bereid was vir hierdie toets op hulle. Hulle het hulle met morfine betaal. 1950s het 'n nuwe era begin. Daar was hierdie naam Synanon. Het reg oor in Amerika hierdie sentrums begin om mense te help met verslawing. En hulle manier was, ons almal sit in 'n sirkel en jy vertel ons wat jou sondes is en ons skree vir jou hoe sleg jy is. So nou terugdink en sê die mense, ja, dit was eintlik 'n kult geweest. Dit was 'n kultus. Dit was nie 'n sentrum geweest nie. In die 1960s het die dwelmverslawing en drankverslawing het 'n professionele draai geneem en waar die fokus baie begin het op die siekte deel daarvan. Die probleem was nie almal nie, maar baie van hulle het net die siekte behandel en nie die hart. En die oomblik as jy net die siekte behandel, dan kan jy die ding onderdruk, want dan pop jy weer iewers anders uit. So jy skakel oor van alkohol na sigarette. Een interessante ding is baie mense wat hulle alkoholverslawing oorwin het in adrenaline junkies geword. Hulle het van bungee jumping uit vliegtuie uitspring. Nou, dit is natuurlik goed om iets sleg te verander met iets wat nie so sleg is nie. Maar die punt is, hulle het nooit mense by die punt gekom waar hy sê, Jesus kan jou verlos. Jy hoef nie na dinge toe te hardloop vir jou lewe en vir jou gevoelens nie. Jy kan dit by die Here kom kry. Hoe is mense gehelp voor? Wat het gebeur voor 1930? Die kerk het mense gehelp. As daar iemand in die kerk was wat met drank gesukkel het, dan het die kerk gesê, ons gaan nie nou help. Of hulle het in die ou se huis ingegaan en al die drank uitgegooi en gewoonlik sou hulle dan gesê het, okay, hierdie ou of hierdie familie gaan nou by jou intrek, hulle gaan 6 maande by jou kom bly om jou te help dat jy nie weer val vir drank. Die kerk het hierdie dinge gedoen
En hulle het nie gedoen deur mense uit die gemeenskap uit te gooi nie. Gaan fix jouself daar verder, dat ons nie oor jou hoef bekommerd te wees nie. Ons wil 'n gesonde gemeenskap hierso wees. Nee. Die kerk het gesê, ons is 'n gemeenskap, ons almal het issues. Ons almal het dinge. Kom ons help mekaar. Hierdie ou sukkel met drank, kom ons help hom. Kom ons reik uit, kom ons help hierdie persoon. Okay? Nou die volgende vraag, as jy nou al hierdie dinge hoor, is, moet die kerk dalk maar net liewer sê dat al sy lede net alkohol heeltemal moet vermy? Moet ons nie maar net liewer sê, okay, geen alkohol vir niemand nie. Dit sou 'n onbybelse standpunt wees om in te neem. Die Bybel is baie duidelik dat gelowiges het die reg en die vryheid om alkohol op 'n goeie manier te geniet. Die Bybel leer dat Jesus het wyn gemaak as sy eerste wonderwerk. Nou baie mense sê ja, maar jy moet onthou, in daai dae het hulle die wyn gekook, so daar was nie alkohol in. As daar nie alkohol in die wyn was nie, hoekom is daar boodskappe wat sê moet dronk word? Dan sê ons nie nodig gewees nie. Paulus skryf aan Timoteus en hierdie vers maak baie Christene kwaad. 1 Timoteus 5:23. Moenie langer net water drink nie, maar gebruik 'n bietjie wyn vir jou maag en jou gereelde ongesteldhede. Nou hierdie vers maak fundamentaliste kwaad, want dit sê jy mag wyn drink. Dit maak hipercharismatiese mense kwaad, want hulle sê nee, jy moet net genees word, jy het nie wyn nodig. En dit maak liberale mense kwaad, want dit sê jy moet 'n bietjie wyn gebruik en nie baie wyn. Maar die punt is nog steeds, jy het die vryheid om alkohol verantwoordelik te geniet. Maar daar is ten minste 4 redes in die Bybel wat ek sien, waarom jy daai vryheid sal opgee. Die eerste een is, as daar enigstens in my 'n versoeking is om sonde te doen met alkohol, dan vermy ek dit heeltemal. Die tweede ding, as alkohol die ding is waar ek my krag gaan soek. So, ek het 'n moeilike dag gehad. Ek moet net 'n glasie wyn kry dat ek beter voel. Nou word alkohol my Heilige Gees. Nou word alkohol die ding by wie ek wil gaan rus. Ek is so skaam in 'n groepie. Ek moet net eers 'n bietjie drink, dan kan ek gesels. Nee. Nou weer eens raak alkohol die hulpmiddel wat die Here in jou moet wees. Dis die tweede. Die derde rede wanneer jy dit nie moet doen nie, is as jy die wet oortree. As die regering sê 1 bier, en jy sê ek is fyn na 7 biere, ek gaan nog steeds bestuur. Nee, ons word geroep om nie die wet te oortree nie. En een van die grootste redes hoekom jy jou vryheid van alkoholgebruik sal opgee, is as ek 'n struikelblok vir iemand anders is. As ek in 'n familie is waar enigiemand met alkohol sukkel, dan gee ek alkohol. As ek in 'n sosiale omstandighede is waar enigiemand met alkohol sukkel, dan gee ek alkohol. Ek gee my vryheid baie vinnig op om my liefde vir jou te wys. As ek in 'n situasie is waar mense alkohol gebruik om 'n lekker tyd te hê, dan gewys ek vir hulle, ek het 'n goeie tyd in die Here hê sonder alkohol. Dit is so belangrik om hierdie lig te wys van, ja, alkohol is daar om te geniet, maar dit het geen rol in wie ek is. Geen rol in my lewe te geniet. Geen rol om my kalm te maak. Kyk, terug na ouderlinge. Dit sê ouderlinge moet nie dronkaards wees nie, wat beteken of hulle met alkohol heeltemal vermy, of hulle moet geen probleme veroorsaak daardeur. En hierdie is 'n vereiste vir ouderlinge. Maar dis nie 'n vereiste vir gelowiges nie. Jy kan gered word en steeds sukkel met alkohol, solank jy daai stryd aanpak. Solank jy kom en eerlik wees met jou vriende, met jou pastoor, wie ook kan sê, ek het hulp nodig nie. Jy word nie uitgegooi as gevolg van jou stryd nie. Jy word uitgegooi omdat jy nie bereid is om te stry nie. Omdat jy sê daar's geen probleem nie. As ek die stryd ignoreer of glo dat ek nie hoef te verander nie, moet jy jouself vra, is ek regtig gered? Ouderlinge egter moet mense wees wat of nooit hierdie stryd gehad het nie, of hierdie stryd oorwin het, sodat hulle juis die mense kan help wat nog besig is met hierdie stryd. Ouderlinge moet die ouens wees wat nie gaan val as hulle iemand probeer help daarmee, maar wat sterk kan staan. Nou natuurlik dis drank, maar dit verwys na enige probleem. Ek wil afsluit hiermee. Miskien is jou stryd nie alkohol. Miskien is jou stryd trots of liefde vir geld of oorfokus op gemak of sekuriteit. Miskien is jou stryd depressie of woede. Onthou hoe die Here werk. Hoe groot is ons God?
Hy kom nie na jou toe en sê, nee, goeie genade, voor jy nie iets daarom trend nie, kan jy nie my kind wees. Van fix jouself net eers asseblief bietjie, dan kan jy na my toe kom. God kom in sy groot genade en hy sê, ek het betaal vir jou sondes. Ek is aan die kruis gestraf vir jou dronkenskap. En jy kan my kind word. En as ons dan voor die Here kom en ons sê, Here, vergewe my, maar meer is dit, verander my. Kom werk in my, maak my rein, maak my nuut. Dan sê die Here, absoluut. Dis hoekom ek gekom het. En dan begin ek die pad van genesing. Nou baie keer, daai oomblik wat ek gered word, dan verander sekere dinge radikaal. Soos dat een ou het gepraat van, hulle was 2 vriende gewees, en hulle het verskriklik gevoel. En die een ou, die oomblik toe hy gered word, toe hy nooit weer sy lewe verkoop gesê. Vir die ander was dit nog 'n stryd, hy het vir die dominee gesê, dominee, selfs as ek bid vir die Here, dan voel ek baie keer, jy sal moet help. En so daar sekere dinge in jou lewe, dis anders vir almal. Daai oomblik wat jy gered word, is daar 'n radikale verandering. En die prys hier daarvoor. Maar daar sekere dinge wat die Here sê, nou begin ons die pad stap. Hoekom? Want hy wil jou afhanklikheid aan hom leer. Die Here wil jou nie perfek maak sodat jy kan wegstap van hom nie. Hy wil jou leer, jy het my nodig. Hierdie ding gaan vir jou 'n lang pad wees. Maar hou net aan staan. En as jy val, staan net weer op. As jy sukkel, kom na my toe, ek is hier, ek verstaan. En hy gaan daai pad met jou stap, en daai pad met jou stap, en daai pad met jou stap, totdat jy oorwinning kry. Nou, die mense kry nie volle oorwinning in hierdie lewe. Maar daai dag wat jy jou oë oopmaak in die ewigheid, het jy volle oorwinning oor alles in hierdie lewe wat vir jou swaar is. En so kom ons hou vas aan daai hoop van 1 Korintiërs 16 vers 12 wat sê, daar's baie dinge waarmee ons stry. Daar's baie dinge waarmee ons nog steeds sukkel. Maar ek kan eendag terugkyk om te sê, ek was dit. Nie meer. Die Here het my vrygemaak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die grootheid. Dankie dat elke teks wat ons in die Bybel ondersoek, wys net weer hoe groot U is, hoe genadig U is, hoe U is om hulp te verleen, hoe U is om die krag te gee vir verandering. Here, help ons nie om verskonings te soek vir ons sondes nie, maar om hulp te soek vir ons sondes. Here, help ons nie om te verskoning te soek vir ons dinge waarmee ons sukkel en ons begeertes en ons versoekings nie, maar dat ons juist daardie dinge by U voete gaan neersit en sê, Here, help. Here, vat daai trots weg wat baie keer sê, ek wil nie sê ek het hulp nodig. Vat die trots weg wat sê ek weier om ander mense te vertel hiervan, ek gaan dit self uitsorteer. Here, help ons om 'n pad van genesing saam met U te stap. Pad van lig, pad van hoop. Ons bid dit alles, Here, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Jezus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees.